Afgelope ek so bewus geword van as mense hulle veilige plekkie verloor, dan word jy amper baie eensaam. Plek waar jy net kan jy wees, waar jy veilig voel, waar jy kan optree op jou manier en daar nie vir jou veroordeling is nie. En dit gebeur so baie, mense wat daai veilige plekkie van hulle verloor. Plekkie waar hulle voel, maar dis myne hierdie, ek kan net ek hier wees. Wil so 'n bietjie met julle daaroor praat. Jou veilige plekkie. Wat is 'n veilige plek? Ek het so 'n paar goed gaan neerskryf is, daar's nie verwagtinge nie. Daar word nie hierdie berg goed op jou afgegooi en jy moet presteer nie. Dis okay as jy net jy is. Jy hoef nie 'n masker te dra nie. Jy hoef nie voor te gee nie. Jy hoef nie iemand anders te word sodat jy kan aanvaar word daar nie. Jou persoonlikheid is okay. Jy hoef nie perfek te wees nie. Eintlik is jou onperfeksie ook alright. En daar's liefde en harmonie. En weet julle, dit is skaars hierdie plekke. Dit waarvan ek nou praat. Om so 'n plekkie te hê waar jy net jy kan wees, sonder veroordeling, sonder vingerwysing, sonder altyd op jou tone, jy voel of jy op 'n warm singplaat altyd is. Die hele wêreld is so. Kyk, ons is nie welkom eintlik meer in ons eie land nie. As jou vel wit is jy eintlik nie meer welkom nie. Ons word oral uitgeskuif. Ons huise is nie meer veilig nie. Jy moet alarms hê, jy kan net nêrens meer asemhaal nie. Ons leef eintlik in 'n tyd van so verskriklike onveiligheid en dan maak dit my hart partykeer so seer as mense wat 'n veilige plekkie het, ligtelik daarmee omgaan. Dit nie bewaar met alles wat hulle in hulle het nie. Want dis nie oral nie. Veilige plekkies, met dit wat ek nou hier vir julle gesê het, is skaars. Dit kom partykeer eenmal in 'n leeftyd. Ek sit vandag met 'n kind en praat en sy word al hoe stiller en haar ma sê sy wil nie meer praat nie. En toe hoor ek maar niemand hoor haar meer nie. Niemand hoor haar mening meer nie. Niemand steur hulle eintlik aan haar nie. En nou word sy maar net al hoe stiller en sy voel al hoe onveiliger. En wat doen sy? Sy onttrek al hoe meer. Haar veilige plek is eintlik weg. En dan wil ek huil. Dan wil ek seer word hier binne my hart. En ons lees baie van dit ook in die woord. Ek wil vir julle 'n stuk lees van so 'n verhaal van veiligheid verloor. En dis van Maria Magdalena. Kom ons kyk bietjie wat staan hier so in Lukas geskrywe. Waar sy na die disippels toe gaan hier van vers 8, 24 vers 8. Hulle toe sy woorde onthou en teruggedraai van die graf af en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena, Johanna, Maria die ma van Jakobus en die ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels gaan vertel, maar vir laasgenoemdes het hierdie dinge soos kletspraatjies onsin geklink. En hulle die vroue nie geglo nie. Maria Magdalena, aan wie die Here eerste verskyn het. En ek verstaan nou hoekom sy so daar rondom die graf gedraai het, want die enigste veilige plekkie vir haar was eintlik maar by Jesus. Hy het nie haar verlede teen haar gehou nie. Hy het nie die feit dat sy 'n vrou is teen haar gehou nie. Inteendeel, hy het hierdie wonderlike boodskap van die opstanding eerste vir haar gegee. Dis hoekom sy daar rondgedraai het. Haar veilige plekkie was weg. En nou gaan sy na die ander plek wat eintlik veiligheid vir haar behoort te gee.
die 11 disippels en al die ander, eintlik maar die kerk van daai tyd. En kyk wat gebeur. Sy bring haar getuienis en dit word nie geglo nie. Sy bring haar deel van die verhaal en daar word vir haar gesê, sy praat onsin. Is kletspraatjies. Onmiddellik het die 11 disippels en die kerk van daai tyd vir haar 'n onveilige plek geword. 'n Plek waar sy nie regtig kan veilig voel nie. Waar sy nie geag word nie. Omdat sy 'n vrou is, miskien omdat sy 'n verlede het, waar sy vandaan kom. Ons weet nie. Haar getuienis het net nie krag gedra nie. En dan verloor 'n mens jou veilige plek. Jesus was haar veilige plek. Jesus was die plek waar sy kon gaan en sy kon net haarself wees. En sy kon Maria wees met haar verlede. En sy kon haar getuienis na hom toe bring en vir hom vertel wat met haar lewe aan die gang is. En hy het haar onvoorwaardelik aanvaar. En dis die ding van 'n veilige plek is om onvoorwaardelik net aanvaar te word. En dit sny eintlik twee kante toe. En ek wil graag vanmôre oor die een kant praat. Is die plek waar jy aanbid veilig? Kan jy jou getuienis bring en jou persoonlikheid en jou mens wees? Word jy aanvaar? Jou veilige plekkie, jou man of jou vrou of jou kinders of jou familie, is dit nog vir jou veilig? En hoekom is dit dan nie? En dan die ander deel is jy 'n veilige plek vir ander mense? Of word hulle nie onvoorwaardelik aanvaar nie? Maria het hierdie stryd gehad. En weet jy, na hierdie gedeelte lees 'n mens nooit weer van haar nie, maar as jy in die kerkboeke gaan lees, die geskiedenisboeke, dan kom 'n mens agter dat sy die apostel van die apostels was. Die apostel van die apostels. Sy het nie opgehou in haar werk nie, maar haar veilige plekkie was weg. En eintlik is Jesus maar 'n mens se enigste veilige plekkie. Ons wat namens hom staan, is nie altyd so veilig nie. En dit het nogal kom mal in my hart. My kom vra, maar Here, is ek 'n veilige plek? Is die plek waar ek aanbid 'n veilige plek? En as jy so 'n plek het, as jy iemand is wat 'n vriend of 'n huis het, of 'n vrou het, of kinders het, wat vir jou 'n veilige ruimte gee, dan wil ek vanmôre vir jou kom sê, pas dit op. Koester dit. Gaan stel hierdie beginsels in plek by jou huis. As jy 'n pa is, en jy het 'n seentjie of 'n dogtertjie, en jy het 'n vrou, dan moet jy 'n veilige plek vir hulle wees. Waar hulle na toe kan kom met al hulle foute, met al hulle gebreke, met wie hulle regtig is, en kan weet, maar hier kan ek groei, hier kan ek sê wie ek is, hier is ek veilig. Hier gaan ek nie geoordeel word nie, hier gaan nie goeters op my gelaai word nie, hier gaan nie na my verlede gekyk en die foute wat ek al gemaak, doen hy het so mooi daaroor gepreek verlede Sondag, dat hierdie lys van goed wat ons verkeerd gedoen het, wat ons so met ons saamdra en deur ander mense nog vir ons uitgeskryf word, is aan die kruis vasgespijker. En dis hoekom dit by Jesus eintlik so veilig is. Maar nou sê hy, ons moet soos hy wees. As jy 'n plekkie vir iemand bied, maak dit veilig. En as jy so 'n plek het, koester dit, beskerm dit. Moenie ligtelik daarmee omgaan nie. Want as bitter skaar. Op die ou einde is dit eintlik so wonderlik om te weet dat daar is veilige plekke in hierdie onveilige wêreld van ons. Partykeer is dit so voor jou hand liggend. Partykeer het jy dit eintlik klaar in jou hande. Koester dit, beskerm dit. Kyk daarna, trek dit nader. En wees jy vir ander 'n veilige plek. Amen.